Saam gevra word. Ek stel voor dat jy luister nou eers gou na my. As ons gaan kyk na die saamgestelde hoek, identiteit en trigonometrie. So as ons kyk na hierdie skets hierso, het ons 'n eenheidssirkel hierso. Ek gebruik die woord eenheid want hy is presies, die radius is 1. So dit beteken dat as hierdie O is, dan is OA 1, reg? En OB 1 en OA ook 1, reg? So dis die eerste ding wat ons moet onthou, is dat OA is gelyk aan OB is gelyk aan 1 is gelyk aan radius, hè? Is julle met my? Dis die eerste ding wat ons doen. Die volgende ding wat ons moet besef is dat die hoek tussen die x-as en lyn OB is beta. En die hoek tussen die x-as en lyn OA is alfa. Dit beteken die hoek tussen B en A is alfa minus beta. Sien julle al? So dis die tweede ding wat ons moet onthou, is dat hoek AOB is gelyk aan alfa minus beta. Nou vra hulle vir ons om die saamgestelde hoekidentiteit te bewys, naamlik dat die cos van alfa minus beta is gelyk aan die cos van alfa maal die cos van beta, en daai is 'n plus die sin van alfa en die sin van beta. Dis wat hulle vir ons vra om te bewys. OK? Is julle met my? OK? Nou, onthou julle die cosinusreël. Die cosinusreël sê ons a kwadraat is gelyk aan, wat sê hy? Hy sê a kwadraat is gelyk aan b kwadraat plus c kwadraat minus 2bc cos a, né? Dis die cosinusreël, onthou julle hom? Reg? Hallo? So dis die cosinusreël. So ons wil basies uitwerk, wat is die lengte van AB? En ek het 'n driehoek hierso, waarvan ek 2 sye het, en 'n ingeslote hoek. Sien julle dit? Ek het 2 sye, wat bekend is, ek het die 2 radiusse, en ek het 'n ingeslote hoek. So dan kan ek mos die teenoorstaande sy bereken. En dis wat hy hier doen. Daar is die teenoorstaande sy, die 2 bekende sye en die ingeslote hoek. Dis die een ding. So as ek AB wil bereken. So ek gaan nou basies hierso vir myself sê, dat AB kwadraat is gelyk aan, die B kwadraat is 1 kwadraat plus 1 kwadraat minus 2 maal 1 maal 1 maal die cos van alfa minus beta. So, dit beteken dat AB kwadraat is gelyk aan, en nou kan ek sien, dit is gelyk aan 2 minus 2 cos alfa minus beta. Maar sien julle, ons het nog steeds 'n onbekende hierso, want ons is op pad om uit te werk
Ons is op pad om uit te werk wat is kos daai en wat's daai. Is daar nog 'n manier wat ek dit kan bereken? Wel, onthou julle, 'n ander manier, so die eerste punt wat ek gebruik het was die kosinusreël. 'n Ander reël wat ook die ingeslote hoek in die twee sye gebruik is die oppervlaktereël, né? Maar wat ek ook kan doen om hierdie lyn te bereken, is ek kan die afstandsformule gebruik. Sien julle? Ek kan die afstandsformule gebruik. So as ek AB wil bereken, onthou julle die afstandsformule sê dat AB² is gelyk aan die verandering in die Y² plus die verandering in die X. Die verandering in die X². Dis mos die afstandformule. Dis Pythagoras, né? Hallo? Nou die enigste ding wat ek moet onthou, dat as ek kyk hierso na hierdie klein driehoekie hierso, daar by punt A, reg? Ek weet, hierdie is die hoek alfa, stem julle met my saam? So ek weet dat hierdie sy is 1, né? Stem julle met my saam? Hierdie sy is die X-waarde en daai sy is die Y-waarde, stem julle met my saam? So as ek die X-waarde daar wil hê, reg? Dan gaan ek mos nou sê, die cos van alfa is gelyk aan X oor 1. Wat beteken X is gelyk aan die cos van alfa. So ek kan daai koördinaat sommer skryf as die cos van alfa. En die Y-waarde is die sin van alfa is gelyk aan Y oor 1. So dit beteken ek kan sê dis die sin van alfa. Op dieselfde manier kan ek hier sê dat hierdie is die cos van beta, omdat ek met 'n eenheidssirkel werk, kan ek dit sê sin beta. Sien julle dit? OK? So nou kom ek terug na my probleem toe. So AB² is gelyk aan die verandering in die Y. En hoe kan ek die verandering in die Y skryf? Hoe kan ek die verandering in die Y skryf? Is sin alfa, daarbo, is sin alfa, minus sin beta kwadraat plus, en die verandering in die X is cos alfa minus cos beta kwadraat. En dit kan ons verder vereenvoudig. Ons kan sê dat AB² is gelyk aan wat? OK? Ons kan sê dit is sin kwadraat alfa minus 2 sin alfa sin beta plus sin kwadraat beta. En omdat dit 'n plus is, gaan ek nou nie die mekaar raak nie. Ek gaan sommer maar so werk. Plus cos kwadraat alfa
minus 2 cos alfa cos beta plus cos kwadraat beta. Nou, 'n sin kwadraat alfa plus 'n cos kwadraat alfa is 1, né? En 'n sin kwadraat beta plus 'n cos kwadraat beta is 1. So dan eindig ek op met AB kwadraat is gelyk aan 2 en dit is dan nou minus 2 sin alfa sin beta. Is jy nog met my? Minus 2 cos alfa cos beta. Ek kan in daai laaste 2 kan ek 2 uithaal as gemeene faktor. So AB kwadraat is gelyk aan 2 minus 2 sin alfa sin beta. En ek haal minus 2 uit, so dan word dit mos nou plus cos alfa cos beta. So nou weet ek dat AB is gelyk aan dit en ek weet AB is gelyk aan dit. Nou kan ek gaan saamstel en ek kan gaan sê wel, dan is 2 minus 2 cos alfa minus beta gelyk aan 2 minus 2 sin alfa sin beta plus cos alfa cos beta. Okay? So, as ek nou 2 aftrek aan beide kante, wat gebeur? Word dit 0. Reg? En as ek deel deur minus 2, dan eindig ek op met cos alfa minus beta is gelyk aan sin alfa sin beta plus cos alfa cos beta. En jy moet dit kan bewys. Onthou as jy na my klas toe kom, moet jy dit kan bewys, né? Ek kan 'n papier neersit en ek kan jou vra om dit gou-gou te bewys. OK.